In die begin was dit nie 'n probleem nie. Mutasies het nie eens bestaan nie, want God het Adam en Eva volmaak geskape. Die sondeval het egter alles, en ek bedoel alles, negatief geaffekteer, selfs daardie klein partikels wat ons gene noem. Aanvanklik was die voorkoms van genetiese mutasies nog baie laag en dit is hoekom daar geen mutasieprobleme was toe Adam en Eva se kinders met mekaar getrou en kinders gekry het nie. Dit het baie honderde jare geneem vir mutasies om tot so 'n vlak op te hoop dat dit gevaarlik begin word het vir 'n boetie om met sy sussie te trou. Daarom, in die tyd van Moses, ongeveer 2500 jaar later, het God spesifieke instruksies hieroor gegee. Jy kan daaroor gaan lees in Levitikus 18 vers 9 en Deuteronomium 27 vers 22. Dit is hoekom dit in die begin aanvaarbaar was vir boeties om met hulle sissies te trou, maar nie meer vandag nie. Selfs wat ons neefies en niggies betref, as eerste neefies en niggies sou trou en kinders kry, is die kans 1 uit 8 dat hulle 'n siektevormende mutasie wat tot 'n gebrek kan lei aan hulle kinders kan oordra.